Wat Jesus hier bedoel het, toe hy met Paulus gepraat het, of Saulus op daai stadium, was, hoe lank gaan jy die oortuiging en die werking van die Heilige Gees in jou hart ignoreer, Saulus? Want onthou nie, vandat Stefanus gestenig was, en Paulus se goedkeuring weggedra het, toe hulle die eerste martelaar gestenig het. Van daar af, toe hy hoor hoe bid Stefanus, terwyl hy gestenig word, het die Heilige Gees in sy hart begin werk. En het hy diep in sy hart geweet, en besef, iets is nie reg nie. Was hierdie Jesus nie regtig die Messias nie? Iemand gaan nie net sommer van self toelaat dat hulle hom stenig verleen nie. En dis waar die Heilige Gees begin werk het in Paulus se lewe. Maar Jesus het gekom, terwyl hy op pad was na Damaskus toe, en hy het Saulus op daai stadium, sy lewe totaal verander, hy het alles nuut gemaak. Kyk, hy het briewe gehad. Paulus het van Jerusalem na Damaskus toe gegaan, met briewe wat hy van die hoofpriester afgekry het in Jerusalem, en daai briewe het hom die magtiging gegee om alle Christene wat in die sinagoges is in Damaskus te arresteer en terug te vat Jerusalem toe, om veroordeel te word of seker maar doodgemaak te word ook. En hy was op pad om dit te gaan doen, hy was ywerig om hierdie Christenskap, hierdie nuwe sekte wat ontstaan het, hy was vol ywer om dit totaal en al uit te roei. Dit was Paulus. Hierdie jong aspirant fariseer. Die Bybel praat van, hy het self ook gesê, Paulus, hoe goed hy presteer het, hierdie jong opkomende ster van Judaïsme, het in een oomblik, toe Jesus sy pad kruis verander, en daai oomblik het hy in die oë van die Jode 'n verraaier geword van Judaïsme. Iemand wat sy rug gedraai het op Judaïsme. En hy het gegaan van 'n baie populêre, gesogte persoon in die gemeenskap na iemand wat baie onpopulêr was. Hy was nie meer populêr in die gemeenskap nie. Iemand wat 'n groot man was in die gemeenskap, na iemand wat baie klein was. En interessant, nie? Die naam Paulus beteken klein. En God het sy naam verander van Saul na Paulus toe, of van Saulus na Paulus toe. En Saulus is 'n baie gesogte naam. Onthou jy die eerste koning van Israel se naam was Saul gewees, nie? So dit was 'n gesogte naam gewees in die gemeenskap. As jy naam Saulus is jy half 'n belangrike ou. Maar die Here sê nee, Paulus, ek wil meer word in jou lewe en jy moet minder word. Jou naam gaan van nou af Paulus wees. So hy het gegaan van baie van Paulus, baie van Saulus, na baie min van Saulus, maar meer van God. Baie meer van God. Dis asof God gekom het en Saulus leeggemaak het. Leeggemaak het van homself, sodat hy Paulus met homself kan volmaak, sodat God Paulus kan volmaak met sy teenwoordigheid, sy godheid, sy goedheid. God het meer geword, Paulus het minder geword. God het vir Ananias ook gebruik om vir hom te bid. Verlede keer het ons daaroor gepraat. Toe hy nou hierdie ontmoeting gehad het met Jesus, was hy blind gewees vir 3 dae. Vir 3 dae was hy blind en God het toe vir Ananias gebruik om vir Paulus te gaan bid. Hy was aan die hand gelei deur sy reisgenote in Damaskus in. Onthou, hy het gedink hy gaan Damaskus ingaan en almal arresteer, al hierdie Christene arresteer. Maar kyk wat gebeur op die pad. Jesus ontmoet met hom en hy word met blindheid geslaan vir 3 dae en hy word ingelei deur sy reisgenote aan die hand. En God stuur vir Ananias, hy sê toe Ananias gaan bid vir hierdie ou, gaan bid vir Paulus. Hy het vir hom die adres ewend gegee, God, waar Paulus gebly het. Ananias was eers bang geweest, Here, hoe kan ek vir hierdie ou gaan bid? Weet hy wie hy is? Hy maak alle Christene dood en die Here sê nee, gaan bid vir hom. En dis wat Ananias gedoen het.
'n gewone ou soos ek en jy, het God gebruik en het vir Paulus gaan bid, dat die Here hom genees, die skil het van sy oë afgeval, en ek dink, hy het in daai oomblik ook 'n paar belangrike dinge met hom gedeel, want onthou, Paulus was nou 'n jong Christen gewees. En God het Ananias gebruik in daai opsig om 'n paar belangrike aspekte te deel oor sy geloof as jong Christen. Maar Paulus moes groei in sy geloof. Daar het baie voorbereiding plaasgevind in Paulus se lewe voordat hy uitgestap het om sy goddelike bediening uit te leef. En ek wil vir julle lees daar in Handelinge 9 vers 19. Kom ons begin. En nadat hy voedsel gebruik het, dis nou, kyk, toe Paulus mos nou die ondervinding gehad het met Jesus, toe lei hulle hom na Damaskus toe, sy reisgenote, hy het toe iewers gebly, vir 3 dae lank het hy nie geëet of gedrink nie, was hy net bidend op sy knieë, en hy was blind gewees. En toe het Ananias vir hom gebid, en die Here die skille van sy oë laat val, en nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword, en Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. Sy naam was toe nou nog nie verander na Paulus toe nie. En hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die seun van God is. Hy het nie op hom laat wag nie, hy het dadelik gegaan, is my wonderlik, hoe Paulus 'n paar dae voor dit, 4 dae voor dit, 3 dae, 4 dae voor dit, het hy geglo, Jesus was nie die seun van God nie. 'n paar dae daarna is hy oortuig dat hy die seun van God is. Soveel so dat hy in die sinagoges ingegaan het, in plaas daarvan om die Christene te arresteer, het hy vir die ouens wat nog nie gered is nie gaan vertel, Jesus is die ware seun van God, julle. My oë het oopgegaan. Vers 21, en almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hierdie naam aanroep, en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Is dit nie daai ou nie? Nou staan hy voor ons en preek Jesus, verkondig Jesus dat hy die seun van God is. Ek meen, hy dadelik verander gaan vertel van Jesus. Jy sien, toe Jesus en alles oor hom, alles oor Jesus vir Paulus 'n werklikheid geword het, het hy 'n dringendheid in sy hart gevoel om vir ander te gaan vertel van hierdie Jesus. Nou, wie van julle kan vereenselwig met dit? Onthou jy toe Jesus net ontmoet het? Toe wou jy vir almal gaan vertel van hom. Hoe goed hy vir jou is, die ervaring wat jy gehad het. En jou arme familie en naaste vriende was die eerste slagoffers. Is dit nie so nie? Hulle moes net hoor van Jesus. En later kom jy ontnigtering, want dan besef jy, hulle is nie so opgewonde oor Jesus soos ek nie. Maar dis ook goed. As jy Jesus werklik waar ontmoet het, sal jou lewe nooit weer dieselfde wees. Sal jou lewe nooit weer dieselfde wees. En Paulus wou vir almal gaan vertel het. En dis my mooi, want Lukas wat die boek geskryf het, dit was vir hom belangrik om vir ons te vertel in die boek Handelinge van Paulus se geloofsreis. God wat sy hand gehad het op hierdie man. En met hierdie man wat Christene vervolg het, wat Christene doodgemaak het, hoe God sy arm van genade uitgestrek het na Paulus toe. Kyk, as God Paulus kan red, kan hy enige iemand red, ouens. Ek dink nie is iemand van julle wat Christene doodgemaak het nie. Jy het dalk 'n wille verlede gehad, maar jy darm nie Christene doodgemaak nie. En God het sy hand van genade uitgestrek na hom toe. Ek meen, eers was hy op die naad van sy rug, en hy bely toe hy die lig sien, toe sy op sy knieë, en hy bid, en later is hy op sy voete, en hy verkondig Jesus. Wat 'n transformasie. Maar dit was maar nog net die begin. Die mense was skepties, hulle het geweet van hom. Kom ek lees vir julle vers 22, maar Saulus het al meer krag ontvang, jy weet, soos hy gegroei het in die Here, meer krag ontvang, en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring, deur te bewys dat hy, Jesus, die Christus is. So hulle was redelik verbaas, maar hier kom hierdie ou nou, en hy vertel vir ons dat Jesus dan die Christus is. Maar Paulus, moet ek sê, was 'n goeie kommunikeerder, baie geskoolde man, goeie kommunikeerder, en baie oortuigend ook. En onder leiding van die Heilige Gees, het hy vir hierdie ouens gaan preek, en hy het skrifte uit die Ou Testament gebruik, oor Jesus,
om die evangelie aan hulle te verkondig, van die profete en van die wet wat vervul is deur Jesus, en hy het vir hulle vertel, Jesus is die Messias. Vers 23, en na 'n geruime tyd het die Jode beraadslaag om hom om te bring. Nou, tussen vers 22, waar hy vir die eerste keer in Damaskus nou opgestaan het en Jesus verkondig het, en vers 23, het daar 'n tydperk verbygegaan. Ek gaan nou vir julle sê, hoekom sê ek so? Want as vers 23, as jy hom lees, dan sê hy daar aan die begin, en na geruime tyd het die Jode beraadslaag. So, ek glo, daar's 'n gaping van ten minste 3 jaar tussen vers 22 en 23. Voor Paulus se bediening amptelik afgeskop het, was daar 'n paar jaar van opleiding en voorbereiding wat plaasgevind het in hierdie jongman se lewe. Dit moes gebeur, God het dit so beplan ook. Hy het vir daai 3 jaar Arabië toe gegaan. Vir 3 jaar lank was hy daar in die woestyn in die ooste kant van Damaskus in Arabië, en daai streek gaan af tot by die berg Sinai of die woestyn van Sinai. En na hy daai 3 jaar in die woestyn was, het hy teruggegaan na Damaskus toe. Onthou, hy was nou in Damaskus. 3 jaar Arabië toe gaan hy terug na Damaskus toe, en van daar af was hy Jerusalem toe. Hoekom sê ek, hy was vir 3 jaar daar? Hy sê dit self gesê in 'n brief, wat hy geskryf het aan die gemeente in Galasië. Galasië is 1 vers 15, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, is mooi nê? Paulus sê, van die skoot van my moeder af, het God 'n plan met my gehad. Hy het dit besef, het God sy hand op hom gehad, om sy seun in my te openbaar, en hy het waarlik Jesus geopenbaar aan Paulus, deur 'n lig, deur Jesus wat self met hom gepraat het, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor die apostels was nie, maar na Arabië vertrek, en weer teruggegaan na Damaskus. Vervolgens 3 jaar daarna het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en 15 dae by hom gebly. So Paulus, voor hy teruggegaan het na Damaskus en toe Jerusalem, was hy vir 3 jaar in die woestyn. Het God in sy lewe gewerk. Wat was God besig om hom te bedien? Nou ek weet nie, heel moontlik kon hy dalk afgegaan het so laag as tot by die berg Sinai. En daar in die voet van die berg, in die skaduwee van die berg, het hy gekamp. Die tyd moet God spandeer. Dit sou vir my gepas gewees het, want onthou julle, dit was op die berg Sinai waar God die wet vir Moses gegee het. En Paulus self het gesê, man, ek ken die wet van voor tot agter. Ek is getrou aan die wet. Byna foutloos het ek hierdie wet onderhou. Ek ken alles van die wet. En ek glo daar, in die woestyn, dalk in die voet van die berg Sinai, het God hom deur die skrifte gevat, hierdie wet gevat, en vir hom gewys, Paulus, kan jy nie sien hoe Jesus die Messias hierdie wet kom vervul het nie? Dalk het hy hom deur die skrifte gevat, hierdie profeseë van die profete, gesê, onthou jy wat Jesaja gesê het oor die Messias? En hy het Paulus voorberei en opgelei vir sy bediening, 'n pad gestap met Paulus. God het hom voorberei vir die groot taak wat voorgelê het vir hom. En ek dink God werk in elkeen van ons lewens op 'n unieke wyse. God berei elkeen van ons voor vir die bediening wat hy vir jou het, op 'n unieke wyse. Ek meen, Paulus, wat het gebeur? Hy het eers formele opleiding gehad, hy was 'n fariseer gewees, hy het die wet baie goed geken, toe is hy vir 3 jaar woestyn toe, en later gaan hy nog opleiding kry, en toe het hy eers begin met sy bediening. Daai julle vir Moses, slaan die Egiptenaar dood, 40 jaar moes hy in die woestyn rondgewandel het, of hy in die woestyn gebly. Die Here het in Moses se lewe gewerk, Moses moes eers oor homself gekom het, en toe na 40 jaar, kom die Here verskyn aan hom in 'n brandende bos, en sê, Moses, nou is dit tyd, gaan terug, Egipte, lei die volk uit. Jesus het ook 'n woestyn, 'n graad in woestyn lewe gehad. 40 dae was hy in die woestyn, en toe begin sy bediening. So God
Ek dink dit is belangrik dat ons besef dat daar's voorbereiding wat moet plaasvind voor jy in jou bediening instap. En na 3 jaar in die woestyn was Paulus eers weer terug Damaskus toe en daarna Jerusalem toe. En reeds aan die begin van Paulus se geloofsreis het hy iets ervaar wat sy lewe aan gekenmerk gaan word. En Ananias het dit voorspel ook. En ouens, dit is lyding. Die skrif is duidelik daaroor. Die Here het vir Ananias beveel en gesê, gaan bid vir Paulus. En ek dink een van die redes hoekom hy vir Paulus gaan bid het, was nie net dat hy genees word nie, maar as jy daai deel lees, dan sien ons dat die Here het spesifiek vir Paulus gewys hoeveel hy vir die evangelie gaan lei. En ek weet nie van julle nie, God het nooit vir my dit gewys in die begin, toe ek my lewe vir Jesus gegee het nie. Dalk sou ek getwyfel het, gedink, Here, ek weet daarom nie. Maar die woord sê, God het vir Paulus presies gewys watter lyding hy gaan moet deurgaan. Dalk het die Here gedink, Ananias gaan bid vir hom, hy gaan krag nodig hê. En dis wat Ananias gaan doen het, hy het vir Paulus gaan bid. Hy het vir hom gaan bid, en die Here het hom krag gegee. En reg in die begin van sy geloofsreis, het hy al vervolging beleef. Ek meen, na die 3 jaar in die woestyn, toe gaan hy terug mos nou Damaskus toe. Toe wou die Jode hom doodmaak. Ons luister gou, Handelinge 9:23, en na geruime tyd het die Jode beraadslag om hom om te bring. En hulle plan het aan Saulus bekend geword, en hulle het die poorte dag en nag bewaak, dat hulle hom kon ombring. Hulle het hom gesoek. Hulle wou hom doodmaak, maar die disippels het hom geneem en in die nag deur die muur neergelaat, deur hom in 'n mandjie te laat afsak. Nou hierdie mandjies was groot genoeg dat een persoon in dit kon pas. Maar die mandjies was eintlik gebruik om rommel by die mure uit te gooi. En dink gou hieraan, hierdie bekende jong fariseer, 'n wonderlike toekoms. Hy het 'n wonderlike toekoms gehad in Judaïsme. Hy ontmoet vir Jesus, word met blindheid geslaan, word deur sy reisgenote ingelei in Damaskus in. 3 jaar later, woestyn toe, 3 jaar later, gaan hy terug. Hy skaars in Damaskus, toe word hy gesoek, want hy's 'n krimineel nou. En hy moet vlug vir sy lewe, en hulle laat hom toe afsak, in 'n asblik, by die muur af. Vers 26, en toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disipel was nie. Die disippels, ouens, het hom ook nie eens dadelik aanvaar nie. Ek sou ook seker nie, ek sou getwyfel het, ek weet nie van julle nie. Ek sou gewonder het, probeer hierdie ou nie nou inside info kry, oor wat ons planne en strategieë is om die evangelie te verkondig nie. Dalk spioneer hy op ons, en net om ons later te arresteer en vas te trek. Want hulle het baie goed onthou hoe Paulus die Christene vervolg het en doodgemaak het, veral hoe hy toegelaat het dat Stefanus gestenig word. Hulle het dit onthou, so hulle het hom nie reg in die begin aanvaar nie. So, teenstand op teenstand het hy beleef. Ek dink Paulus se opleiding vir God se geestelike weermag was nie maklik nie. Onthou, hy sou nie 'n gewone soldaat gewees het nie. Ek dink God het geweet Paulus gaan deel van die spesmagte wees. Hy gaan 'n rekkie wees in God se geestelike weermag. En daai ouens kry hulle opleiding. Dis nie maklik nie. God het hom spesiaal voorberei vir iets. Ek meen, hierdie ou het 13 van die 27 Nuwe Testament boeke geskryf. Dis nie sommer enige persoon nie. Luister gou wat sê Alan Redpath. Hy sê, when God wants to do an impossible task, he takes an impossible man and crushes him. Ek dink God werk baie keer sodat hy al die eer op die ou ende kan kry. Sodat niemand kan sê, dit was ek wat so great is nie. Kyk hoe talentvol en hoeveel vermoëns, waartoe ek in staat is nie. Nee, sodat God op die ou ende al die eer kan kry. Want jy weet, dat jy sonder God niks is nie, jy's net 'n instrument in God se hand. En God vloei deur jou en deur jou, doen God kragtige dinge tot eer van sy naam. Nou ek hoop nie ek ontmoedig jou vandag nie. As jy dalk deur 'n moeilike tyd gaan, hou moed, want ek weet, God is besig om jou voor te berei vir iets groot.
God is nie verras deur moeilike omstandighede nie. Hy sê soos, ek het nie besef, dit gaan nou met Maurits gebeur nie. God weet, hy is soewerein. Maar hy gebruik daai omstandighede met 'n plan. Hy werk in jou lewe, en ons weet mos wat hy vers sê, alles werk ten goeie mee vir hulle wat hom liefhet. Nou dit werk dalk nie dadelik mooi uit nie, maar op die ou einde werk God alles mooi uit, tot eer van sy naam, en sodat dit met jou goed sal gaan. Soms voel jy plat geslaan, jy voel verpletter, maar ek wil vir jou aanmoedig, moenie bly lê nie. God is besig om te werk, hy gaan iets wonderliks doen in jou lewe. Wees net geduldig en bly getrou. Moet nooit bang wees om 'n onbekende toekoms aan 'n bekende God toe te vertrou nie. Die wonderwerk van saligheid gebeur in een oomblik, ouens. Maar die transformasie van 'n gelowige is 'n leeftyd. Dit hou nooit op nie, nê. God is altyd besig om alles wat nie soos Jesus lyk nie weg te kap in jou lewe. En baie maal dink ons dat Paulus na sy Damaskus ondervinding dadelik sommer net begin boeke skryf het, kerke geplant het. Nee ouens, 3 jaar het verbygegaan en nog steeds het hulle hom nie vertrou nie. Vers 27, maar Barnabas het hom geneem. Daai is 'n groot maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het en dat hy met hom gespreek het en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die naam van Jesus gespreek het. Onthou, daar is hy nou in Jerusalem en hulle wil hom nog steeds nie aanvaar nie, maar toe kom Barnabas. Onthou julle vir Barnabas? Onthou julle hom reg in die begin? Was hy die ou wat 'n groot stuk grond verkoop het en die geld vir die kerk gegee het? God het hom kragtig gebruik om die vroeë kerk finansiëel te ondersteun. Onthou, daar was baie vervolging en armoede en God het hom gebruik in die kerk en sy bydraes het 'n groot verskil gemaak en die armes en weduwees gehelp en versorg. En dit het ook die vroeë kerk in staat gestel om evangelie meer effektief te verkondig. En Barnabas het gekom en gehelp dat daar verhouding gebou word. Vers 28, en hy het saam met hulle in en uitgegaan in Jerusalem. Toe kom maar verandering. So Paulus het saam met die disippels toe begin werk, binne en buite Jerusalem. Uiteindelik was hy nou aanvaar deur die disippels. En kan julle sien hoe God Barnabas instrumenteel gebruik het om hierdie verhoudings te laat gebeur. Ek dink die kerk het sulke manne soos Barnabas nodig, nê? Nie net om die kerk finansiëel te ondersteun nie, maar ouens wat geduldig is en wat deernis het met wille manne soos Paulus. Wat sê nee, wag, gee jou 'n kans. Die Here het 'n plan met hierdie man se lewe. Ek meen, niemand het ooit gedink dat iemand soos Paulus 'n Christen sou word nie. En vers 29 sê, en vrymoediglik gespreek in die naam van die Here Jesus. So, Paulus het saam met die disippels, binne in Jerusalem, buite Jerusalem, het hulle van Jesus vertel, en ook met die Grieksprekende Jode gepraat en gerede twis, maar hulle het probeer om hom dood te maak. Weereens. Hulle probeer om Paulus dood te maak. Onthou, Paulus kon baie goed met hierdie ouens praat en die evangelie verkondig, want hy was ook 'n Grieksprekende Jood gewees. Hy het nie Hebreëus gepraat nie, hy kon Hebreëus praat, maar sy huistaal was Grieks, want hy kom ons van Tarsus af. En Tarsus, daar was 'n groot Griekse invloed in Tarsus gewees. So Paulus het groot geword in 'n Griekse omgewing. Sy ouers was wel baie geheg en tradisioneel het hulle gesorg dat Paulus verbind bly aan Judaïsme. Maar hulle het in 'n Griekse omgewing groot geword en daar was baie Jode wat ook Grieks gepraat het. Daar was ook Grieksprekende Jode in Jerusalem en God het Paulus gebruik so Stefanus om die evangelie aan hierdie ouens te verkondig. En toe die broeders dit agterkom, het hulle hom na Caesarea afgebring en hom na Tarsus weggestuur. So toe die ouens hoor, kyk, hulle wil vir Paulus doodmaak, toe die broeders hom gehelp en hulle het hom toe na Caesarea geneem. Nou Caesarea was 'n dorp naby aan Jerusalem. Dit was 'n hawe dorp.
Dit was die Romeinse hoofkwartier in daai streek gewees. Hulle het 'n baie mooi stad en hawe daar gebou en dit was die naaste hawe aan Jerusalem. Toe sê hulle, Paulus, kom ons neem jou soontoe en van daar af stuur ons jou terug huis toe, Tarsus, waar jy vandaan kom. Nou Paulus kom tot inkeer. Vir 3 jaar is hy in Arabië in die woestyn. Hy kom terug na Damaskus toe, ontsnap in 'n mandjie en gaan na Jerusalem. En hy was nie lank daar nie, toe sê hulle nee, hulle gaan jou doodmaak, jy moet teruggaan na Tarsus toe. En vir 7 jaar, ouens, hoor ons niks regtig van Paulus weer nie, is hy uit die prentjie uit. Eers na 7 jaar, maak hy weer sy verskyning in 'n dorp Antiochië. En dit was weer eens Barnabas wat vir Paulus gaan haal het daar in Tarsus. Barnabas het gesê, die gemeente in Antiochië is besig om te groei, ek het hulp nodig. En hy gaan toe na Tarsus toe en hy gaan haal vir Paulus. Hy Paulus kom help my. En daar in Antiochië het Paulus ook baie bedieningservaring opgedoen. So, hoe lank het dit geneem? 10 jaar. 10 jaar lank het dit geneem voor Paulus gereed was vir sy bediening. Moenie moedeloos word nie. God het 'n plan met jou. Moenie ongeduldig word nie. Ag Here, ek wag al 8 maande en het my nog niks gebruik nie en ek hoor niks van U nie. Nog niks het gebeur in my lewe nie. Die Here is nie gebind aan tyd nie. God is geduldig, maar hy is altyd betyds. Die Here is besig om te werk en ek sluit af met hierdie vers en die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Die kerk het mooi gegroei. As jy later in die briewe lees, dan sien ons ook dat die Here het vir Paulus gesê, Paulus, jy moet nou terug aan Tarsus toe. Die ouens gaan jou help, klim op 'n skip. Daar in Caesarea, gaan terug Tarsus toe. Paulus wou eers nie. Ek sê, Here, maar dinge gaan nou so goed hierso in Jerusalem, maar ons is besig om die evangelie te verkondig. En ek dink God het geweet, hulle gaan jou doodmaak. Dis nie nou tyd nie. Jou tyd is nie nou nie. Jou lewe is in gevaar. Jy moet nou eers teruggaan na Tarsus toe en dan moet net vir 'n ruk nou 'n bietjie vrede hier rond wees. Want Paulus het nie omgegee en was onverskrokke en oral van Jesus gepraat en mense gekonfronteer. En ek dink die Here het besef, hierdie ou het net nog so 'n bietjie opleiding nodig. Daar was ywer, maar sonder kennis. Hy het opleiding nodig. En die Here het hom teruggestuur. En is interessant ook, en ons gaan volgende week verder met die laaste deel van Handelinge 9 te praat. Vanaf hoofstuk 9 vers 32 lees ons nie weer van Paulus nie, die fokus draai nou na Petrus toe. Eers vanaf van hoofstuk 13 af in die boek Handelinge lees ons weer van Paulus. Dan word die fokus weer op Paulus geplaas en ook in die res van die boek Handelinge. En volgende week gaan ons verder gaan met dit. Maar ja, so ouens, ek dink ons moet besef dat ons moet getrou bly en ons vertroue in God plaas en weet dat God besig is om te werk in jou lewe. En as jy dalk deur 'n moeilike tyd gaan, moenie moedeloos word nie. God is besig om aan jou te skaaf. Hy's besig om jou voor te berei vir iets belangrik. Ek het al baie keer in my lewe, dan gaan ek deur 'n moeilike tyd en ek verstaan nie altyd hoekom nie. En natuurlik, ons karakter word geskaaf en ons word gebou en verander deur moeilike tye. En dan later in my lewe, dan is ek in 'n situasie waar God my gebruik en dan dink ek terug, maar nou onthou ek hoekom ek deur daai tyd moes gaan. God was besig om my voor te berei vir dit waarin ek nou is, vir hierdie situasie waarin ek nou is. Wie kan getuig van dit? Dit gebeur soms in ons lewens, nee. Wees geduldig, hou vas aan die Here. Wat skryf Dawid? Hy sê, al gaan ek deur die dal van doodskade weer. Geen onheil. Ek sal geen onheil vrees nie. Dis 'n skaduwee van doodsheid wat die duiwel oor ons bring. En dan ook, hy sê nie, as jy
staan in die dal van doodskaduwee nie. Hy sê, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee. So, ons gaan deur dit. Ons stop nie daar en kuier bietjie daar in die dal nie. Ron Canoli, weet nie of julle kan onthou nie, hy het 'n liedjie geskryf of 'n liedjie gesing altyd. When you catch hell, don't stop. Go through it. Moenie terugkyk nie, moenie stop nie. En moenie terugkyk nie. Strek jou uit na dit wat voor jou is. En hou aan beweeg. Ja, soms ek weet is moeilik. Beweeg ons stadiger as altyd, maar moet net nie stop nie. En hou vas aan die Here, want hy's met jou. Hy wandel saam met jou. Hy het jou nie begewe of verlaat nie. Dis 'n belofte van God af. Hy's besig om jou voor te berei vir iets baie belangrik. Loof die Here. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U, Here, dat U ons nie sal begewe of verlaat nie. Dis 'n belofte uit die woord uit. En dankie dat U 'n pad stap met elkeen van ons. En dankie dat elkeen van ons 'n unieke pad stap met U, Here. Nie een van ons paie lyk dieselfde nie. Maar ek vra U, Here, dat U ons sal help, dat ons aanhou sal vertrou op U. Dat ons sal weet, ons is geanker in Christus, en dat ons sal vashou in U, Here. En as daar dalk iemand is vanoggend wat bietjie moedeloos is, vra ek U, Here, dat U hulle sal krag gee, en hoop sal gee vanoggend in Jesus naam. Dat hulle net sal ervaar hoe U deur die Heilige Gees kom, en hulle vrede gee, en hulle nuwe krag gee, Here. Ons dank U, ons loof U, Here. Ons vertrou U daarvoor. In Jesus naam. Amen, amen. Loof die Here.